Hallo almal en baie welkom. Is julle reg om daai breinspiere 'n bietjie te oefen vir die groot eksamen? Ek is so opgewonde om vandag saam met julle te werk deur 'n paar vinnige vrae oor ons wonderlike planeet en die grond hier reg onder ons voete. So, kom ons spring dadelik weg. Goed, ons skip af met deel 1. Hier gaan ons 'n bietjie dieper kyk na hoe ons aarde beweeg en waaruit dit alles bestaan. Dink hier aan as ons eerste prettige uitdaging. Is julle gereed? Want hier kom die heel eerste vraag. Kom ons begin met die groot idees. Vraag 1. Wat is 'n as en wat beteken die woord rotasie? Dink mooi hieroor na. Reg so. Die as is 'n denkbeeldige lyn, amper soos 'n onsigbare stok wat reg deur die middel van die aarde loop, van bo tot onder. En rotasie, wel, dis eenvoudig, wanneer die aarde op daardie as en die ronde draai, nes 'n tol. Maar hoe lank neem een van daardie draaie? Ja, presies. Dit neem 24 uur. En dis hoekom ons dag en nag het. Soos die aarde draai, kyk een kant na die son, dis dan dag, en die ander kant kyk weg van die son en dis dan nag. Briljant. Goed, kom ons gaan aan na die volgende vraag. Wat is omwenteling en hoe lank neem dit? Fantasties. Omwenteling is die aarde se groot reis, sy pad om die son. En daai reis vat 365 en 'n kwart dae. Daardie klein kwartdag is baie belangrik vir ons volgende vraag. Hoekom dink julle het ons iets soos 'n skrikkeljaar? Dis heeltemal reg. Daardie kwartaal tel op. Na 4 jaar het ons 'n volle ekstra dag. En om seker te maak ons kalender bly reg, voeg ons elke 4de jaar daai ekstra dag by as 29 Februarie. Slim, né? Goed, kom ons kyk nou na die aarde self. Wat is die kors? Ja, die kors is daai buitenste harde, klipperige skil van die aarde. Dis waar ons almal bly, waar ons huise staan en waar ons kos groei. Dis ons tuiste. Reg, laaste vraag vir hierdie deel en dis 'n groot een. Hoeveel van die aarde se oppervlak is met water bedek? Kyk net daarna, 'n volle 71%. Dis meer as 2/3 van ons hele planeet. Dis geen wonder hulle noem die aarde die blou planeet nie, né? Julle het deel 1 heeltemal oorwin. Pyk werk. En nou, vir deel 2. Ons zoom nou in van die hele groot planeet tot by die grond reg hier onder ons voete. So, is jy gereed om jou hande bietjie vuil te maak en alles oor grond en verwering te leer? Kom ons doen dit. Goed, ons begin met 'n baie belangrike deel van gesonde grond. Wat presies is humus en wat maak dit so spesiaal? Baie mooi. Humus is daai donker, ryk stof in die grond wat gemaak word van dooie plantjies en diertjies wat oor 'n lang tyd afbreek. Dink daaraan as die grond se superkos, want dis propvol voedingsstowwe wat plante nodig het om te groei. So, as humus so belangrik is, watter grondlaag is dan die belangrikste vir boerdering? Bogrond natuurlik. Dis daai heel boonste laag waar al daardie wonderlike voedingryke humus is. Dis waar plante se wortels hou van kuier. Goed, kom ons bou hierop. Kan jy die 4 lae van die grond in die regte volgorde noem, van heel bo tot heel onder? Kom ons kyk. Heel bo het ons die bogrond. Daaronder lê die ondergrond. Dan kry ons 'n laag verweerde rots. Dis basies rots wat al begin opbreek het. En heel onder, dis die soliede, harde moedergesteente. Maar wat is daai proses wat soliede rots in kleiner stukkies verander? Wat is verwering? Verwering is presies dit. Die natuur se manier om groot harde rotse oor 'n baie lang tyd af te breek in kleiner en kleiner stukkies. Dis hoe grond begin en dit gebeur op 'n paar verskillende maniere. Kan jy die 3 hooftipes verwering noem? Hier is hulle. Fisiese verwedering is wanneer dinge soos ryp, wind en water die rots fisies breek. Chemiese verwedering is wanneer sure of suurstof die rots van binne af verander en verswak. En biologiese verwedering, dis wanneer lewende dinge soos plantwortels of diere help om die rotse op te breek. Nou wat gebeur as daardie klein stukkies grond weggewaai of weggespoel word? Wat is erosie? Ja, erosie is 'n groot probleem. Dis wanneer al daardie kosbare bogrond wat so lank gevat het om te vorm, deur die wind weggewaai of deur reënwater weggespoel word. Goed, ons is amper by die einde. Wat is die allerbeste tipe grond vir die meeste plante om in te groei?
Leem. En die rede hoekom leem die kampioen is omdat dit 'n perfekte mengsel van alles is. 'n Bietjie klei om water vas te hou, 'n bietjie sand sodat die water kan dreineer en baie humus vir al die voedingsstowwe. Dis die beste van al die wêrelde. En dit bring ons by ons heel laaste vraag. Wat is die probleem met grond wat net klei of net sand is? En hier is die antwoord. Kleigrond hou aan te veel water vas. Die plant se wortels kan letterlik verdrink omdat dit altyd sopnat is. Sandgrond is die teenoorgestelde. Die water loop net reg deur, so dit hou amper geen water nie en die plant word gou dors. Dis hoekom leem, die mengsel, net perfek is. En dit is dit. Julle het hier elke liewe vraag gewerk. Fantastiese werk almal. Julle het gewys julle ken julle storie oor die aarde se bewegings en die geheime van die grond. Hou hierdie kennis styf vas en julle gaan sommer uitstekend doen in die eksamen. Net vir die lekkerte, hier's 'n laaste gedagte om oor te droom. As jy enige plek kon verken, die diepste oseaan, die middel van die aarde of die hoogste berg, waarheen sou jy gaan en hoekom? Hou aan om nuuskierig te wees. Alles van die beste en totsiens vir nou.